Einstein is steeds by die spelling igloo. Ons gaan nou die letter T behandel. Kom ons kyk waar hoor dit. Ons weet dis 'n groen letter, dis 'n konsonant. Watter konsonantklank gaan hy meebring? Natuurlik, saam met die kat is dit 'n eksplosiewe plofklank. Dit kom voor in ons sin Piet Buys, die golfer, terg die kat by die berge. Terg sê vir ons te is deel van die eksplosiewe of plofklanke groep van medeklinkers. Bou die letter T. Die muurkaart wys vir ons dis eenvoudig. Die letter T sê t vir tent. Die beweging wat ons gaan uitvoer is maak 'n driehoek met jou hand. Moet net nie die Engelse kant van die letter T onderskat nie. Al is dit dieselfde assosiasieprentjie met dieselfde klank vir dieselfde letter, is daar 'n uitvangplek in Engels en jy moet jou kenners verbreed om dit ook te verstaan. Vir Afrikaans, baie fonetiese taal, baie makliker. So, oefen die letter T sê t. Bou die klank t bokant die T. Ons wil nou die woord tas skryf. Weereens, ek gee klanke. Daarom klap op die arm. T, a, s. Julle mag dalk voel, ons trek al by die T in die alfabet. Hoekom moet ons nog elke woord uitklap en dan klanke skryf en dan letters? Dit gaan oor goeie vaslegging van die alfabet. Ons sien te veel leerders van graad 4 en hoër wat geen konsep het oor die omskakeling van letterklankverhoudings van die basiese A tot Z alfabet nie. Daarom is dit nou die tyd om die stadige pad te stap en letter en klank vir klank aan te dui en om te skakel. Jy gaan nooit weer hierdie hoeveelheid tyd tot jou beskikking hê om dit in diepte te doen nie. Daarom doen dit die eerste keer korrek en dan maak dit die pad gelyk vir al die nuwe werk wat bykom vorentoe. So kom ons skryf die woord tas. T, a, s. Bou die klanke. T, a, s. Ons kan hoor dis 'n kort klank. Ons weet ook teen die tyd dat daai klank 'n konsonantklank is. En nou skakel ons dit om en leerders moet dit onafhanklik doen aangesien hulle al 3 die letters behandel het. T, A en S. Natuurlik wil ons ook woorde kan lees. Die fasiliteerder of die onderwyser bou die woord net. Ons kan sien dis 'n geslote lettergreep. Ons weet dus, dit moet die kort e-klankie wees. Onthou met die e, dit is nie so maklik om net e te gebruik die hele tyd nie. Ons moet elke keer vir onsself afvra, is hierdie die algemene reël of is hier 'n uitvang? Ons het reeds vir julle met die tweede les oor die e geleer dat die e s sê wanneer daar gewoonlik 'n k, 'n l of 'n g na die e kom of 'n r. In hierdie geval nie een van daardie letters nie. Daarom volstaan ons by die e-klank vir net. Kom ons bou die klanke en lees die woord. N, e, t. Klap, n, e, t. Net en voeg die letters die klanke bymekaar om die woord net te kry. Wat is die naam van die letter waarmee ons vandag gewerk het? Die letter T. Sê t. Die beweging maak 'n tent driehoekie met jou twee hande. Herken die letter T se hoof en klein letter in woorde en maak seker die leeskaart kan vlot gelees word. Lettervorming is eenvoudig. Ons weet ook dit is 'n lig of 'n hemellettertjie wat bo die boonste lyntjie van die gras beweeg en tik met die korrekte vinger van die linkerhand op die sleutelbord. Maar wag, voordat jy te opgewonde is om nog 'n letter af te merk, moet ek vir julle aandui hoekom Kitsa Spelling se program heeltemal anders werk as die tradisionele. Die T was nooit 'n uitvangletter in ons kurrikulum vir Afrikaans nie. Ons het in graad 1 geleer t, 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 en dit het 100% gewerk. Die probleem kom wanneer ons ouer word, moet ons onafhanklike woorde skryf. En met skryf kry ons net 'n klank. En daarom gaan ek nou die volgende skyfie vir julle wys. Wanneer ons woorde
Met 'n T lees is dit baie maklik. Dit sê altyd te. Ons krisis kom in wanneer ons woorde met 'n T aan die einde van 'n woord moet skryf. Hier is 'n sprekende voorbeeld dat ons stelling waar is. Lees is nie gelyk aan skryf nie. Hoe meer leerders lees, natuurlik bou hulle 'n beter geheuestoor en geheue hoe woorde lyk en baie leerders gaan outomaties woorde korrek spel. Die dilemma is leerders lees nie meer genoeg nie. En die tweede dilemma is die omskakeling van lees na skryf en skryf na lees is nie dieselfde nie. Hier kan ons sien wanneer ek nou T hoor, wat ons baie mooi geleer het, is die letter T. Werk dit nie so eenvoudig nie. In die meeste woorde gaan dit te wees. Maar daar is baie woorde in Afrikaans waar ons die letter D gaan gebruik. Kom ons kyk na 'n paar woorde waar ons D aan die einde van 'n woord gaan gebruik. Wanneer ons die lesse doen, sal julle leer dat ons die woord 'n meervoud kan maak om te bepaal of dit 'n D of 'n T is. As ons die woord bed vat, beddens, verander die bed, die T klankie wat sag is aan die einde van die woord terug na die D vir das. Dieselfde gebeur met brood, brode, hond, honde, wind, winde, wond, wonde. Kan julle sien dat elke keer in die basiswoord wat julle ook later meer van sal leer, die D aan die einde geskryf is, maar dit 'n sagte T klank maak. En sodra ons dit omskakel na die meervoud, wys dit vir ons baie duidelik dat hierdie die letter D is. Ons hoop julle is opgewonde om saam met ons deur die program te stap, sodat julle al hierdie geheime stukkie vir stukkie kan ontdek en kan besef, taal het soveel meer om te bied as om net die basis of die oppervlakte van elke ding te ken. Nog 'n lekker stukkie skat wat ons kan ontdek, is woorde soos bot en bot. Dit is 'n homofoon, dit klink dieselfde. Hier kan ons nie hoor, is dit hard of sag nie. Daar is ook nie 'n meervoud vir hierdie woorde nie, maar dit is die homofoon. So kom ons kyk, 'n homofoon is 'n woord wat dieselfde klink, maar verskillend geskryf word en twee verskillende betekenisse het. Dit beteken jy moet die regte woord in die regte konteks gebruik. Ons gaan julle al hoe meer van homofone leer, soos ons deur die kurrikulum stap. Hierdie is net om jou nuuskierigheid te prikkel en jou later meer te leer oor wat bot en bot dan werklik beteken. Kyk uit vir ons volgende les oor die letter D en jy kan dalk hierdie geheim ontdek. Daar is kopiereg op al ons produkte.